Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. En ek wil net begin deur vir jou baie dankie te sê vir jou ondersteuning van ons bediening deur hierdie kanaal. Het sy jy op ons WhatsApp groep of deur Spotify na ons luister, ons weet dat jou tyd kosbaar is en ek en Ina waardeer elke sekonde daarvan wat jy spandeer in ons bediening. Nou ons het die afgelope tyd gesels oor ons identiteit as bruid van Jesus. En ons het in die woord gesien, deur die tipe van Adam en Eva, dat ons as die bruid van Christus, was nog altyd in Jesus gewees, en dat ons uit hom uitgehaal is, en dat ons as sy kerk vandag nog gebou word uit hom, tot 'n lewende liggaam vir hom. Dit bly daar maar net vir my verskriklike goeie nuus. So vir enige egpaar om te groei, is intimiteit egter kardinaal. Die huwelik is ook gemaak vir intimiteit. En as julle onthou in Efesiërs 5 vers 32, dan sê die woord vir ons uitdruklik dat die huwelik 'n tipe is van Jesus en ons as die gemeente. Nou net hierdie in gedagte en dan bly saam met my na Johannes 3 vers 16. Dis seker die bekendste vers in die woord, maar soms kan die bekendheid van 'n vers veroorsaak dat ons van die detail verloor. En ek wil vandag vir jou iets so moois hier kom wys. Johannes 3 vers 16 sê Jesus, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar die ewige lewe kan hê. Daar's so baie in hierdie vers, maar vandag wil ek net fokus op die doel waarvoor God vir Jesus uit liefde gegee het. En dit vind ons in die laaste gedeelte, sodat ons ewige lewe kan hê. En hier wil ek dalk net eers 'n paar goedjies duidelik maak wat soveel verwarring veroorsaak in die liggaam van Jesus. Ewige lewe is nie dat ons as gelowiges vir ewig gaan leef nie. Almal gaan vir ewig leef. Beide gelowiges en ongelowiges se gees gaan vir ewig leef. Jou liggaam mag dalk sterf, maar jou sterflike liggaam is net 'n voertuig vir jou gees in hierdie lewe. Elke liewe mens se liggaam gaan sterf, maar elke liewe mens se gees gaan ook vir ewig lewe. Hierdie ewige lewe wat Jesus hiervan praat, is nie kwantiteit van lewe nie. Met ander woorde, dit dui nie op 'n spesifieke lengte van lewe nie, maar eerder op die kwaliteit van lewe. En dit dui ook nie op ons lewe eendag in die hemel nie. Jesus het nie vir my en jou gesterf sodat ons kan hemel toe gaan nie. Dit is nie die evangelie nie. Jesus het die hemel aarde toe gebring sodat ons dit nou mag beleef in hom. Die ewige lewe wat Jesus hiervan praat is vir nou. En dit het te doen met 'n spesifieke kwaliteit van lewe. Maar kom ek gee Jesus geleentheid om sy eie woorde aan ons te interpreteer. Blaai asseblief saam met my na Johannes 17. Hier vind ons Jesus besig om tot God te bid die aand van sy kruisiging. Maar in vers 3 bid hy hierdie baie interessante woorde, wat vir ons duidelikheid gee oor wat sy interpretasie is van ewige lewe. Vers 3 klink so, en dit is ewige lewe. So hy gaan nou vir ons verduidelik. Hy sê, en dit is ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Kan jy sien dat uit Jesus se perspektief het ewige lewe niks te doen met lengte van tyd nie, maar met kennis van hom en God. Maar hierdie kennis is ook nie net kopkennis nie, dis nie net die kombinasie van 'n klomp feite nie, dit gaan nie oor hoeveel verse jy kan opnoem nie, maar dit het te doen met die kennis deur verhouding, deur ondervinding, deur intimiteit. Jesus het vir my en jou in die kruis betaal, sodat ons 'n intense, intieme verhouding met hom en met God kan beleef. Sodat ons tyd saam kan spandeer waar hy met my praat, en ek met hom. Waar ek myself aan hom onderwerp en hy my vorm. Waar hy my oorweldig met sy liefde, en waar ek hom teruglief het, omdat ek iets van sy liefde ervaar en begryp en toelaat, dat sy liefde aan my waarde gee. Hy het nie aan die kruis gesterf om die vuur van krisis uit te blus nie, maar sodat ek en hy binne in die vuur, te midde van die hitte, verhouding kan hê.
sodat ek hom daar binne in die vuur kan leer ken. En omdat hy in my vuur is en ek daar saam met hom in sy liefde is, kan ek daar uitstap en nie eens na rook ruik nie. Hy vat nie die see weg nie, maar hy maak 'n pad deur die see sodat ek saam met hom daardeur kan stap. En hoe weet ek hy was saam met my? My voete is nie eens modder op nie, ten spyte daarvan dat ek nou net deur 'n see geloop het. Ewige lewe beteken nie al jou probleme is skielik weg en opgelos nie. Maar wat dit wel beteken, is dat jy en hy dit nou saam doen, en dit maak al die verskil. Dis hoekom jou hare nie skroei ten spyte van die hitte nie. Dis hoekom jy nie terugvloek wanneer hulle jou uitskel nie, want jy weet wie is saam met jou. Jy ken hom, jy ken sy karakter, jy ken sy integriteit. Jy weet waantoe is jou pad, jy ken jou waarde in hom. Jou waarde is nie wat jou werkgewer van jou sê of nie sê nie. Jou waarde is nie dit wat enigiemand anders van jou sê nie. Jy vind jou waarde by Jesus. Daar, in jou intimiteit saam met hom, dit wat hy oor jou sê, dis jou waarde. Jy moenie toelaat dat jou vlees of jou gewete vir jou kom vertel dat jy is sleg of te arm of jy vloek te veel of drink te veel en daarom is God teleurgesteld in jou en kwaad vir jou en jy kan maar vergeet om 'n liefdevolle intieme verhouding met hom te hê nie. Luister. Jou gewete mag dalk so sê, en jou vrou mag dalk met jou gewete saamstem, en jou baas mag dit dalk beamoen, maar dis nie wat God sê nie. Gemaak die deur agter jou toe eers, en maak seker wat sê God van jou. Enige item se waarde word bepaal deur wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. Ek mag dalk voel, my kar is R100.000 werd, maar as ek hom oral geadverteer het en almal gebel het wat ek ken, en die beste aanbod wat ek kry is R50.000, dan is dit wat my kar werd is. Nie my opinie nie, nie my emosies of hoe sentimenteel ek oor my kar is nie, dis nie my kar se waarde nie. My kar se waarde word bepaal deur dit wat iemand bereid is om in my bankrekening in te betaal om met my kar hier weg te ry. Dis my kar se waarde. Jou waarde is nie wat iemand se opinie oor jou is nie, maar dit wat iemand fisies bereid is om op die tafel te sit en te sê, hier is wat ek bereid is om vir jou te betaal, om jou myne te maak. En Jesus het dit aan die kruis vir jou bewys en betaal. Hy het nie aan die kruis net eenvoudig jou sonde weggewas nie, hy het betaal om jou syne te maak. Dis jou waarde, die lewe van die eniggebore seun van God. Sy lewe vir joune. Dis wat daar gebeur het. Dis die krag van die evangelie. Lank voor jy jou mooi afgewas en reggeruk het, het hy gesê, hier is my lewe. Ek lê dit af om hom of haar te koop. Al wat jy moes doen is om in geloof te sê, ja, ek aanvaar die koopprys. Geliefde van Jesus, dit is jou waarde vandag. Dit wat hy bereid was om vir jou te betaal. Wie is jy vandag? Wat hy van jou sê wie jy is. En as jy nou syne is, laat hom toe om jou karakter te definieer. Laat toe dat sy waarde jou vrymaak. Dit is wat die evangelie is. Dit is wat dit is om hom te ken. Hy kan, hy wil en hy sal. Is jy bereid om te sê, ja. Here, baie dankie vir die krag van u evangelie. Dankie dat u bereid was om ons waarde te bepaal deur u lewe vir ons af te lê in die kruis. Dit kan nooit verander nie. Here, dis vasgepen in die geskiedenis. Dis vasgepen in u woord. U het u lewe vir my en vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, gegee, om so aan hulle waarde te bepaal.
Ons kan na U kruisdood kyk en sê, dit is my waarde, die seun van die lewende God. Sy lewe vir myne. Dis hoeveel waarde U aan ons lewens geheg het. Dis hoe graag U die ewige lewe saam met ons wil spandeer. Dis hoe graag U ons wil leer ken en ons wil kry om U te leer ken. Dis wat U bereid was om te betaal en dit is ons waarde. Here, mag dit ons vrymaak van dit wat mense van ons sê. Mag dit ons help om hulle terug lief te hê, nie uit dit wat hulle van ons sê nie, maar uit dit wat U van ons sê. Want ons ken ons waarde, ons ken ons God. Sjoe, Here, hoe kan ons U genoeg dankie sê? Hoe kan ons genoeg vir U dankie sê? Ons eer U, Here, vir die waarde wat U aan ons kom heg het. Aan U alleen die lof en die eer en die dank van ons hart. In Jesus naam. Amen.